dan nou Psalm 34 vers 12 en tot vers 15. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle leer hoe om die Here te dien. As iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Ek herhaal vir ons vers 12 en vers 15. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle leer hoe om die Here te dien. In vers 15, bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Saam met dit lees ons ook uit die Heidelbergse Katekismus, Sondag 43. Wat eis die 9de gebod? Die antwoord: ek mag teen niemand vals getuienis aflê nie. Niemand se woorde verdraai nie, nie 'n kwaadsteker of 'n lasteraar wees nie. Niemand onverhoeds en ligtelik help veroordeel nie. Alle forme van lieg en bedrieg moet ek as duiwel se eie werk vermy as ek nie die swaar toorn van God oor my wil bring nie. In regsaake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. Geliefdes, vanuit hierdie 3 skrifte wat ons nou saam gelees het, of die 3 tekste, kom ons tema van vandag, kinders van God, maak geen valse getuienis nie, veral nie by die sakrament van die doop nie. Broers, susters en kinders, kan jy in jou eie lewe nadink oor 'n gebeurtenis waar jy self valse getuienis afgelê het? Iets wat jy verkeerd vertel het teenoor iemand oor iemand of oor 'n saak. Miskien het iemand al na jou toe gekom en vir jou gevra, onthou jy tannie so en so in die gemeente? Ek wil graag haar nommer hê. En dan kom jy met hierdie hele lang storie agterna, ja, sy het 4 mans gehad en ek het gehoor sy het nog egskeiding ook gepleeg. En dadelik is ons besig om inligting te gee wat totaal irrelevant is tot die vraag wat gevra is. Dan is ons besig om valse inligting te gee, valse getuienis te lewer. Want wat in daai persoon se lewe aangaan, het niks met ons te doen nie. Ons is besig om dan te skinder. Was ek of jy al in 'n situasie waar ons moet rekenskap gee oor iets wat gebeur het? Of dit nou 'n baas is, of 'n kollega by die werk, of selfs as kind jou ouer, waar jy iets gedoen het, en eerder om die waarheid te vertel, getuig jy van iets om jouself in 'n beter lig te stel. Sodat die persoon teenoor wie jy dit getuig, sal dink, maar jy was nie verkeerd nie. Al was jy verkeerd. Is ons besig om valse getuienis af te lê. Vanoggend word ons opnuut herinner, maar ook vermaan en gekonfronteer met die 9de gebod. Jy mag nie valse getuienis aflê nie. En in vandag se prediking kyk ons na 3 spesifieke punte wat ook so vorentoe kom vanuit die teks wat ons gelees het en die Heidelbergse Katekismus. Ek mag geen valse getuienis aflê nie. Ten tweedens, ek moet alle forme van lieg en bedrieg as duiwel se eie werke vermy. En derdens, ek moet die waarheid lief hê. Ek mag teen niemand valse getuienis aflê nie. Wanneer ons praat van hierdie gebod, wanneer ons praat van die 9de gebod met die valse getuienis, moet ons in gedagte hou, net soos met al die ander gebooie wat daar is hierdie gebod nie net oppervlakkig een sinnetjie, jy mag net geen valse getuienis aflê nie. Hierdie gebod ons kan dit amper sien as 'n boom wat geplant is en hy het wortels. En dit is 'n gebod, as die boom se stam die gebod is daar hierdie wortelnetwerk wat onder die grond is. En dieselfde met hierdie gebod en soos baie van die ander gebooie. Daar's een sin wat geskryf is, maar dit bevat 'n hele magdom ander elemente ook. Hierdie gebod dui aan dat ons mag nie lieg nie. Ons mag nie skinder nie. Ons mag nie vals getuienis aflê nie. Ons mag nie vals instem tot 'n saak nie. En ons mag ook nie valse beloftes maak
korrupsie of moord of diefstal, selfs verkrachting. Die oomblik wanneer die valsheid die oorhand kry of leuns verkondig word, dan staan die persoon wat skuldig is, die kans om 'n vonnis te kry wat hulle nie noodwendig toekom nie. Daarom is dit belangrik om die waarheid vas te hou en alle valse getuienis af te lê. Met al hierdie elemente in gedagte, gaan ons nie op hulle almal fokus nie. Ons kan regtig vir die volgende 6-7 weke 'n preekreeks maak net oor dit, maar ons gaan nie. Ons gaan vanoggend spesifiek fokus op die valse getuienis wat afgelê word, waar daar ongerekende gevolge is vir iemand naby aan ons, deur in te stem tot 'n belofte wat nie gemaak word nie, of nagekom word nie. Meer spesifiek ook in die lig van die doop vandag. Vanuit die Psalm wat ons saam gelees het, sien ons daar word gepraat oor mense wat moet wegbly van kwaad praat, met ander woorde lieg. Ons moet ons kinders leer om dit nie te doen nie. Ons moet vir hulle voorbeeld wees in woord en in daad om dit nie te doen nie. En ons moet ons kinders dit ook leer, soos wat ons sien die psalmdigter sê, kom luister kinders, luister na my. Hy wil as te ware sê dat kinders moet geleer word en geonderrig word om te fokus op die waarde van die waarheid. Bly weg van die kwaad, bly weg van die leuns. Dit bevestig hy verder ook wanneer hy sê en jou lippe te weerhou van leuns. Dis presies waaroor hierdie gebod vandag gaan. Die weerhouing daarvan om met leuns om te gaan. Leuns te verkondig en valse getuienis af te lê. Die oomblik wanneer ons leuns verkondig, dan is dit 'n teenwerking met die waarheid van God. Omdat ons sê God is 'n God van orde, ons sien dit reg deur die skrif, hy is ordelik, en wanneer ons begin om leuns te verkondig, dan sê ons stel nie belang in die orde en die waarheid van die Here nie. So as ons sê die Here is die waarheid, die Here is ordelik, sê ons daarmee dat alle leuns kom van die duiwel af. Johannes 8 vers 44 getuig ook daarvan, waar hy sê Satan is die vader van leuns. En daarom, ons tweede punt, ek moet alle forme van lieg en bedrieg as duiwel se eie werke vermy. Ons bely saam in die Heidelbergse Katekismes dat alle forme van lieg en bedrieg moet ons sien as duiwel se werke. Vers 15 sê dit ook vir ons, bly weg van die kwaad. Weerhou jou tong van leuns. Al wanneer ons gaan weet wat goed en sleg is en wanneer iets 'n leuen is of wanneer iets 'n waarheid is wanneer ons in verhouding staan met God. En hoe staan ons in verhouding met God? Wanneer ons besig is om Bybelstudie te doen. Wanneer ons doelgerig saam met medegelowiges Bybelstudie doen. Wanneer ons na die gemeente van gelowiges saamkom op 'n Sondag, luister na die prediking. Wanneer ons met ander gelowiges praat, ook met hulle klankbord oor gebeure in ons lewe. So wanneer ons die waarheid ken, wanneer ons die waarheid aan ons kinders verkondig, dan sal hulle ook 'n liefde kry vir die waarheid. Dan sal hulle ook 'n liefde hê vir wat goed is. En die kwaad vermy. Ons gaan dit alleenlik kan doen wanneer ons in diens staan vir die Here en in die Here se diens. En ons kinders ook leer hoe om dit te doen. Om in diens te wees van God. Wanneer ons die waarheid het, sal ons ook vrede hê. Ons sal vrede ervaar. Ongeag die reaksie op die wêreld wat rondom ons is, sal ons vrede ervaar. In Psalm 34 vers 15 skryf Dawid en hy sê, soek die vrede. En ons weet, hierdie is 'n aktiewe handeling. Dis iets wat ons altyd oor en oor moet doen. Dis nie net iets wat een keer gebeur nie. Ons moet soek daarvoor, soek die vrede. Ons kan ook vrede hier vertaal met waarheid. Soek die waarheid en vrede in elke situasie. Die waarheid bring die vrede en wanneer
sy seun gered sal word. Ons het dit miskien gemis, want dit is so toevallig verbygaan, toe ons nog vyande was. Ons was vyande met God. As gevolg van die sondeval, is daar vyandskap gewees tussen ons en God. En Christus het die vrede kom herstel tussen ons en God. Want hy die waarheid kom verkondig op aarde. Christus is die waarheid en hy het die waarheid gebring, sodat ons onsself kan weerhou daarvan om leuns te getuig en valse getuienis af te lê. Sodat ons die waarheid sal lief hê. Wanneer ons valse getuienis af lê, dan maak ons die werk van Christus ook uiteindelik ongedaan. Want dan sê ons indirek dat ons stem eerder saam met die valshede van hierdie wêreld as saam met die waarheid en die lewe van Christus. Geliefdes, en daarom is dit belangrik, ons laaste punt, ek moet daarom die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. In hierdie gebod gaan dit nie net oor die leuns wat ons moet aflê nie, maar dit gaan ook oor die waarheid wat ons moet lief hê. Verder nog gaan dit ook oor die belofte wat afgelê word wanneer die waarheid dan uiteindelik toegepas moet word. Wanneer ons instem om 'n belofte te maak en ons doen dit nie, is ons besig om 'n valse getuienis af te lê. In die Psalm wat ons saam gelees het, ons het dit reeds genoem, maar dit is belangrik om dit te beklemtoon. Sê die skrywer, kom kinders, luister na my. Met hierdie woorde in vers 12, moedig hy die onderrig by die kinders ook aan. Hy moedig die kinders aan om die waarheid te ken. Direk daarna sê hy, ek wil julle leer hoe om die Here te dien. Hy wil die kinders leer om die waarheid te ken, die Here te dien in die waarheid. Geliefdes, ons kan nie die Here dien as ons dit deur leuns doen. Want leuns breek af. Hierdie vers wat sê, kom kinders, luister, is die nie eerste keer in die skrif wat ons sien, daar word gepraat van onderrig teenoor die kinders nie. Ons sien dit in Psalm 32, ek wil jou onderrig en die pad wys waarop jy moet gaan. Spreuke 4, kinders, neem die opvoeding wat 'n ouer julle gee ter harte. Deuteronomium 6 vers 6 en 7, hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit by jou kinders inskerp, en daaroor spreek. Efesiërs 6 vers 4, voed hulle, die kinders, op in die tug en die vermaaning van die Here. Geliefdes, reg deur die skrif sien ons, daar is 'n aanmoediging vir onderrig. Daar is 'n aanmoediging dat kinders geonderrig moet word. Hulle moenie weerhou word nie. As ons alself kinders gedoop het, of as ons in die teenwoordigheid was waar die bediening van die sakrament gedoen is, dan sou ons gehoor het, die woorde wat Lelani en Pieter ook nou gaan hoor, beloof julle en neem julle julself voor om die kind van wie julle die vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in die genoemde leer van die Ou en die Nuwe Testament te onderrig, tot die beste van julle vermoë. As ouers van kinders van die verbondsvolk van God, onthou ons waarlik die dag toe ons gesê het ja, op die beloftes wat gemaak is. As jy as ouer reeds jou kind gedoop het, hoe gaan dit met die kind se onderrig met die Ou en Nuwe Testament? Hoe gaan dit met die onderrig rondom die Christelike geloof so saamgevat in die artikels? Het ons die waarheid begin prys gee, omdat ek nie genoeg tyd het by die huis om my kind te onderrig nie? Geliefdes, kom ons maak dit net prakties en toepaslik. Vanoggend gaan ons sien hoe Lelani en Pieter 'n belofte aflê voor ons, elkeen wat hier sit, maar meer belangrik, voor die heilige God en koning. Natuurlik getuig dit dat hulle die waarheid sal verkondig en hulle kinders ook leer, die belofte wat hulle dan maak, ook prakties in die lewe van hulle kinders uit sal voer. Maar elkeen van ons, aan die ouers wat hulle kinders al gedoop het, hoe ernstig was ons daaroor gewees om jou kind te onderrig in die Ou en Nuwe Testament? Hoe goed is jou kind se Bybelkennis? Hoe vorder jou kind met sy persoonlike verhouding met God? Kan
kind op te rig. Geliefdes, en dit is 'n wanpersepsie. Die eerste onderrig vind plaas by die huis. Die eerste onderrig van 'n kind vind plaas in die gesin waarbinne hy is. En dan kom die kerk en die katekisasie. Dan kom die gemeentelede, die skole. Het ons dus 'n valse getuienis afgelê, toe ons beloof het om ons kinders te onderrig. Maar geliefdes, ook aan die gemeente, elkeen van ons wat teenwoordig is by die bediening van 'n sakrament van die doop, ons het ook 'n plig. Ons sit nie net apaties en passief in die erediens nie. Ons is aktief betrokke by die bediening van die sakrament. Elkeen van ons het ook 'n verantwoordelikheid. Ons moet toesien dat daardie belofte wat die ouers gemaak het voor die gemeente en voor God uitgevoer word. Wanneer ons met mense in gesprek is en hulle vra vir jou, hoe gaan dit met persoon A en A of B? En ons sê, nee, dit gaan baie goed. Ok, nou hoe gaan dit met die kind se onderrig? Want die kind is gedoop, en hoe gaan dit met die onderrig? Nee, dit gaan ook goed. Is ons nie dan besig om valse getuienis af te lê as ons nie daadwerklik weet wat in daardie persone se lewe aangaan rondom die onderrig met die kinders nie? Wanneer ons moet rekenskap gee, gaan ons 'n valse getuienis aflê. Geliefdes, wanneer ek valse getuienis aflê, sê ek daarmee dat ek veel eerder my eie belange bo die belange van my naaste sal stel. En hoe nader kry ons nie as ons eie kinders kom? Laat elkeen van ons die erns van die sakrament van die doop vandag weer opnuut verstaan, sodat ons nie die valse getuienis hoef af te lê op die dag wanneer ons rekenskap moet gee nie. Mag elkeen van ons vanoggend wat hier sit en die doop ervaar, deel is in die sakrament, opnuut besef dat ek as ouer het 'n verantwoordelikheid teenoor my kind. Dat ek kan nie my kind weerhou van die katekisasie af nie. Ek kan nie my kind weerhou van die samekomste van gelowiges af nie. Maar ook ons as lidmate, ons wat nie vanoggend hier 'n belydenis kom aflê nie, ons het ook 'n plig om toe te sien dat daardie belofte geëer word. Die van ons wat nie kinders doop nie of nog nie kind het om te doop nie, mag ons ook waarlik besef waaroor die doop gaan.